Goeiemôre. Kort storie, share van lugmagbasis Pietersburg, was 1991. Was ek daar so die opleidingssergeant by die 507 beskermingseskader op die basis. So my job was die training van almal op die eenheid en dan ook moes ek die kampers beheer. Al die kampers het onder my gerapporteer. My en my sidekick, korporaal Tommy Salem. So die job van die kampers was hulle vir 'n maand kampe gekom het. Hulle is die reaksiemag gewees wat ons gehad het. Ons het dienspligtroepe gehad wat die doggies was en so aan en wat wag gestaan het in die aande by die hekke en so, maar die kampers, hulle was die reaksiemag. So deel van hulle job as reaksiemag, hulle moes elke dag patrollie ry om die basis se muur in die binnekant en die buitekant. En dan kyk hulle vir spore en goeters op die grondpaaie, beide kante van die mure. So hulle met die bulldog vat vir die army, ons wat nie weet nie, 'n bulldog is selfs as 'n buffel. Die cab sit dit aan die ander kant. So dis 'n Suid-Afrikaans vervaardigde voertuig. En so ons het 'n paar van die gehad, 'n bulldog en ons het 'n rhino ook gehad. Rhino lyk ook soos 'n buffel, maar hy's toegebou agter. Dis soos 'n cab wat agterop is, soos 'n canopy wat op 'n bakkie is. Nou ry hulle die dag, hulle doen hulle patrollie en Meneer Korver, hy is ons bevelvoerder by 507 skader. Hy roep my in, hy sê, kom ons ry 'n bietjie en gaan kyk wat maak die kampers. So ek en hy is daar in die bakkie, nou ry ons hier met die muur af. Nou die mure wat om die lugmagbasis gebou is, daai tyd hier in die late 80s, begin 90s, dis konkreetmure met fence bo-op, electric fence en barbed wire. As jy op die muur druk van bo af om probeer oorklim, dan gaan 'n alarm af in die opskamer by die sekuriteitskader. So dis 'n goeie stelsel gehad, maar jy mag steeds gaan ry en kyk vir spore en goeie so. Ons ry hier af, ons soek waar is die kampers. Laat ons kyk wat hulle maak en doen hulle 'n goeie job en alles. Maar jy ken ons kampers, hulle val altyd kanse vat. So partykeer as jy daar ry, dan lê hulle iewers dan hulle gestop, dan lê hulle 'n tan bo op die buffel of die bulldog, of as die rhino ry bo op die dak van die rhino. So ons wil net gaan kyk of hulle nie iewers droog maak nie, of weet, net lê en niks doen nie. Daai het ons mos nie selfone gehad nie, so ten minste het hulle nie geleer op hulle selfone met Facebook speel nie. Of iets anders nie. So hier ry ons. Ons kom so oor die bult daar by die noordekant van die basis, by die noordekant van die een aanloopbaan. Dis so ver punt af wat die basis maak. En Meneer Korver stop daar op die grondpaaie, hy kyk so af. Daar onder is die kampers, die vorige dag gereën, redelik goed. Nou daar's 'n gat in die paadjie wat binne in die basis loop, hy het sulke heuwels wat so gaan. En tussen twee heuwels is daar nou water wat opgedam is. Nou ry hulle met die bulldog en dan kyk hulle of hulle hom kan omtrent ramp oor die eerste heuwel, dan val hy in hy water, dan sprei hy water so hoog, so sprei so hoog. En aan die ander kant staan een of twee kampers met hulle kameras en dan neem hulle foto's en seker van voor af lyk dit nou kwaai as die bulldog daar in splash en die water modder spat so al die rigtings en vat hulle nou foto's want hulle wil seker vir hulle albums of iets maak. Nou staan ons daar en kyk vir 'n rukkie. Los hulle, dat hulle nou verder droog maak en vensie ry ons daar af. Okay, wat maak julle? Typiese verskoning. Nee, ons het maar net gery en so, en wat van die ouens wat foto's geneem het, nou kom dit uit, man, dis nou kampers, jy weet, dis wat hulle doen. So, ons berusp hulle toe maar net, en dat hulle aangaan, dan moet hulle aangaan met hulle job. En as hulle klaar is, moet hulle terugkom, hulle met hierdie muur kom afwas, met al die modder sit op die muur, en dan ook met hulle die bulldog was, en dan die middag 2 uur gaan hulle nou, of 4 uur, ek kan onthou die tyd nie, moet hulle nou inspeksie staan, met die bloody bulldog skoon wees. Nou ry ons terug basis toe, allangs hier, maar dis ook dieselfde tyd was daar 'n klomp pilots by 89 Combat Flying School, wat besig is om conversion op cheetahs te doen. En dis hulle solo dag, hulle vlieg solo, op die cheetah Ds. Nou staan ons daar langs, met die paadjie gaan so al langs die aanloopbaan. Nou ry ons op, nou stop ons gou daar, want hier kom 'n paar cheetahs in vir landing, nou ons staan dan kyk hoe land hulle, dit lyk nogal kwaai as jy langs die aanloopbaan staan. Hier kom een cheetah in vir 'n landing, toe hy neersit, toe bars die linkerwiel, die main gear, en net sekondes later, die regterwiel ook, so ek reken die pilot het sulke hard op die brieke gesit op die regterwiel, dat hy ook bars, dat hy reguit trek, anders te gaan, met die een gebarste wiel, sal hy vliegtuig van die aanloopbaan afdruk, van die drag wat aan die een kant is.
So daai cheetah land, en jy weet hulle land teen 'n redelike hoë spoed, hulle land hier maklik hier 180 km/h of vinniger. Eintlik oor die 200 km/h as ek reg onthou. So hy kom met 'n nog 'n hoë spoed daar af. Nou is albei die hoofwiele gebars en dis nou mos wrywing en rubber skiet die hele plek vol en daar begin dit te brand. So die cheetah is nog besig om af te slek. Daar gaan die canopy al oop terwyl hy nog beweeg. En ons check hom so, toe hy cheetah stop, toe hy pilot oor die kant, toe hy klaar, los 'n strap oor die kant, hardop aan die gras in, staan hy aan kyk. Staan en kyk jy terug hoe brand die wiele van die cheetahs. Hier kom die, van die cheetah, hier kom die brandweer. Hulle spuit die wiele dood. Toe moes hulle nou afkom my pel, Janie Kleinhans, hy was 'n sergeant uit tyd gewees wat op uiteen gewerk het. Toe moes hulle nou kom om daai cheetah daar toe kom wiele omruil daar op die aanloopbaan en hom weg te sleep, sodat intussen maar die ander aanloopbaan gebruik om die ander ouens in te kry. Maar dit was nou die interessante, daai tyd kolonel Bart Houpvlies, hy was die bevelvoerder van Pietersburg gewees. In 91, ek onthou kommandant June de Bruin, sy was logistics of personeel, ek kan nie onthou nie van die twee. Daar was 'n paar redelike interessante mense op die basis daai tyd. Ek het lekker jaar gehad in Pietersburg in 91. Op 507 eskader self, soos ek sê, Tommy Salem, hy was my sidekick en Korporaal Gert Brits daai tyd, hy was ons logistieke ou by die eskader gewees en Wiek Piper, hy was ook daar by die logistiek. En dan was daar of Gert Brits was eintlik die personeel ou en Wiek Piper by die logistiek. En dan my senior of daai tyd was 'n sergeant Johan Dijksman, hy was in charge van die honde gewees. Ons het 'n paar goeie honde gehad op die basis ook. Scap, die een hond se naam is Gaddafi gewees. Man, daai bloody hond is 'n Rottweiler. Niemand kan naby hom kom nie. Daar's altyd net een troep of sergeant Dijksman self of een ander troep wat daai hond kon hanteer. Niemand anders kon naby hom kom nie. Hy was 'n riller, daai Gaddafi. As jy naby hom kom, hy wil jou net verskeer. Maar lekker tye gehad. So dis my storie oor lugmagbasis Pietersburg, die dag wat die kampers bietjie droog gemaak het en die cheetah gekom het en sy wiele gebars het. Ek sal weer 'n dag nog 'n storie bietjie share oor Pietersburg en ander dele. Baie dankie.